Want die vreugde wat hom voorgehou is die kruis verdra, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. So het jy al gesterwe, kan ek jou die vraag vra vanaand, jy wat hier sit, het jy al gesterf? Ek praat nie van sterf nie, ek het vandag baie weird, ware verhaal storie gekyk, ek het geslaap en toe word ek wakker toe die storie iewers inkom, 'n ware verhaal. Die duiwel stuur soms mense op jou pad om jou te laat struikel en te laat skuldig lyk. As jou oë op Jesus is, gaan jy nie hierdie struikelfoute maak nie. Ek het vandag 'n les geleer uit hierdie een uit. Ons oë is so gefestig op die omstandighede in plaas van die hoop wat die omstandighede kan verander. Genoem Jesus. Baie keer as iemand gebroken is en iemand is bang vir dinge, dan sê ek altyd, but God. Sê vir die langs, sê ek like challenges. Sê want uit elke challenge kom iets positiefs. Wie van julle is bang vir challenges? Nie van julle nie. Ek prys die Here, ek het tawe tienies in hierdie kerk hoor. Prys die Here, julle is tawe ouens hoor. Julle is eisters. Luister. Het jy al jou eie ek begrawe? Kom ons begin daar vanaand, want dis waaroor Romeine 6 gaan vanaand, is jou eie ek. Kan jy bely en erken? Kan jy bely en erken? Kan jy sê ek is bloedgewaste kind van die Here, of leef jy dit nie? Hier is 'n vraag vanaand wat ek het. Het jy jou weerhou van jou vleeslike benodighede? Wat is jou vleeslike benodighede? Ons kan dit alles opnoem in Galasiërs en Romeine, ons kan dit gaan lees in Korinteërs, ons kan dit gaan lees in Openbaring. Wat van die vlees het jy nog nie neergesit nie? Hier is iets vir jou, vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek het, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons saam met hom gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit ook wees deur die opstanding, of deur die aan sy opstanding. Vers 6. Aangesien ons dit weet dat ons ou mens saam gekruisig is, sê die ou mens. Kyk na jou ou ID-boekie, dan gaan jy na jou nuwe kaartjie, dan gaan jy sien jy bietjie ouer geword, maar ook mooier. Hoekom? Want jy het jou hart vir Jesus gegee. Ek het vriende gehad wat babbelas gaan foto's neem en toe hulle ID's gekry het. En ek het 'n bel gehad en eendag gesê, as ek na hierdie ID kyk, dan sien ek 'n verskil, my ou vriend. Dan sê ek, wat sien jy? Hy sê, miskien is babbelas toe ek hierdie ID gaan doen, en dan sê, jong man, op skool. Hy sê, maar ek het Jesus gevind, hier is nou my tweede kaartjie, want die ene het ek verloor, en hierdie het ek Jesus gevind. 2 verskillende mense op hierdie foto's. Wat sê dit vir my? Jesus maak iets niets binnekant my. Kan ons 'n amen kry in die huis van die Here? Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dan ook dat ons saam met hom sal sy lewe. Kan ek jou vra, sal jy saam met Jesus lewe? Nou ek het hierdie week, ek het vanoggend boodskap gekry, toe gesê een van my werkers, ou werkers is oorlede, agter 'n stuurwiel. Agter 'n stuurwiel. En dit slaat my, sy seun ry nou vir my, maar hy het daar by Wilmerele gewerk nog, maar dit slaat my toe ek besef, hy het gery een oomblik, luister gou hierso, luister gou hier. Jy staan vanoggend op, klim in jou karretjie en jy ry, jy gaan aan asof niks fout is. Alles is oké. Jy pretend, en dis nou nie, ek gaan nie sê hy het nie, ek wil iets met jou deel van jou en my. Jy pretend, ons sal vanaand saam in die bed gaan lê en die saak uitklaar. Een van julle het nie die bed gehaal nie. Hoor jy wat ek probeer sê? Hy laai 'n vrag af en hy is op pad om 'n ander vrag om ek te verstaan te gaan laai. En op pad sê hy, bel hy sy vrou en hy kry hierdie pyn tussen sy twee plaaie, onbeskryflik. Niks keer nie. Absoluut niks. En hy sê, sy vrou het geweldig seer. Ek weet nie wat, ek kry nie as jy die stuur gedraai. Ek kan nie eens hierdie voertuig in die geel lyn sit nie. En sy vrou sê, stop net man, ons gaan nou iemand bel mee te kom help. En hy daai swaar voertuig gestop en hy die handle net so aangesit en daar sterf hy. Oogwink het in die ambulans al kom toe sy weg. Jy het nou net niks mekeer nie.
Hoe belangrik is die boek van Romeine om vir my te sê? Ek moet nie verwag as ek aanhou met sonde, met God met genade gee meer en meer nie. Die dag wat God genade gaan wegvat van jou, is in 'n oogwink wanneer hy jou oë gaan toemaak. Dis in 'n oogwink, nie een van ons wat hier sit kan sê, ek gaan môre dit doen of dat doen nie, want die woord van die Here sê, dis 'n dwaas wat sê, môre sal ek dit doen, of oormôre sal ek wins doen vir dit, en ek sal dit doen en ek sal dat doen. Jy moet kan sê, as dit die wil van God is. Genade, oukies, ek het gepraat met daai uurglas nou die oggend. Kan enige een van my sê, hoe ver trek jou uurglas al? Verstaan, ek kom nog nog 'n uurglas, want dit moet 'n uur wees. Want Matteus 24 sê, en die uur wat ek op julle gaan afkom, weet niemand nie. Hierdie week het my baie goed laat dink. Hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Kom ons vat vers 9. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sal sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Kan ek vra, jou lewe, leef jy op vir die Here? Hierdie is 'n oomblik wat jy gaan mooi moet dink nou. Staan gevas, gaan vir my daar na die boek van 2 Korintiërs 6 vers 14. Ek gaan nou iets sê en jy moet baie mooi luister wat ek gaan sê. As jy nie vinnig 'n brug agter jou rug kan sit nie, tree jy nie op soos 'n gelowige nie. Jy tree op soos 'n ongelowige. Het Christus nie ons almal gemaak oor wie die son skyn oor goed en oor sleg nie? Dis 'n gedeelte in die woord van die Here wat hy kom en hy sê, vers 14, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Kan ek verder gaan vanaand? Hoe is dit dat ek sê ek's 'n kind van die Here? Ek gee nou 'n voorbeeld. Maar ek gaan van huis na huis en saai onmoed. Hoe is dit as ek sê ek's 'n kind van die Here? En ek wil stories uitsig as iemand van iemand anders. Is jy nie besig met die werk van die duister nie? Is jy besig met die werk van die duister? Hoe kan jy sê jy het die lig van Christus in jou, maar jy bly in die donker en jy sweep kwaad die hele tyd? En jy dink niemand gaan weet nie. Die kerk is stil vanaand. Dis nie hoe 'n gelowige optree nie. Dis werke van 'n ongelowige wat wil kwaad maak. Jy kan jou hart vir Jesus gee 10 keer. Dit maak jou nie 'n kind van die Here as jy nie die vrug van bekering dra nie. Dit kan ek jou beloof. As jy nie die vrug van bekering het nie, jy Jesus nie regtig in jou nie. Jy's besig met die duister dinge wat jy hou aan met kwaad. Hoe is dit as jy sê jy trek die juk van Jesus,
Maar al wat jy doen is aanhou skade gee vir iemand of vir jouself of jou eie gesin. Hoor wat pastoor wil sê, ek gee net voorbeelde. Om die juk van Jesus te dra beteken nie ek moet die juk van die wêreld dra nie. Om genade te hê beteken as ek bely het en ek vra Here maak my nuut, beteken nie ek kan teruggaan na my ou goeders toe nie. As ek teruggaan na my ou sonde toe, maak dit my nie geregverdig nie, dit maak my 'n onregverdige persoon, want wat is gelowigheid en regverdigheid? Wat is gelowigheid en regverdigheid? So ek het iemand gehad in my lewe, ek gaan 'n getuienis deel. Ag is baie lank terug, ek kom vir die eerste keer in my lewe op by my. Ek kon die tannie nie handle nie man. Sy het soos 'n handsak gelyk. Maar bietjie half bros. Sy het verskriklik erg voorgekom. Sy was 'n piranha op haar beste. Kyk as ek weet sy moet swembad toe gaan en ek nie gegaan nie. Sy gaan weer opeet. En ek sê dit nou liefde. 'n Regte nat kombers. Sy het net nooit van my gehou nie. Absoluut nooit. Sy kon niks goeds vir my doen in my oë nie. Kyk, sy het vir almal alles goed gedoen, maar sy na my gekom het en hier daai tannie, sy het 'n hakskoen gehad, as sy my sien breek haar hakskoene. Sy wil my in die ding gooi. Ek weet nou nog nie hoe kom nie. Ek sê ek weet nie. Ek weet nie was dit my mooi oë, my grys hare, want ek was al grys toe ek al 16, 18 word, raak ek grys. Nie van spreuke nie, ek glo dis van spreuke wysheid. Okay, so slegte goede met my ook gebeur, maar toe leer ek die tannie ken. Toe leer ek die tannie ken. Kyk, ek sal nou my enigiets doen as sy 'n audit moes kom in my lewe vir haar help te maak. Ek sal as president so anders dan onderbetel vir haar. Ek weet nie, tannie vra hierdie wat het gebeur. Ek sal dit moeilik maak, want jy was vir my moeilik. Eendag, dan sit ons om die tafel en ons begin praat. Die eerste keer as 'n jong man hoor ek die hart van 'n dame. En ek hoor haar hart. En ek besef hoekom sy so optree en hoekom sy so is. En ek het gedog sy's net so met my. Maar eintlik was sy met almal, sy het net nie geweet hoe om by die Here reg te maak. Sy het agter in die skuiling gaan staan om haarself te protek. Sy het daai walls gebou, daai mure, om haarself te beskerm. Sy het nooit gedink aan wat doen sy aan die volgende een, want sy was heel te seer gemaak. En dan maak sy maar terug seer om haarself te beskerm. En hier ontmoet sy Jesus eendag. Nou, ek het julle, waar is Elise? Elise, onthou jy daai tannie wat jy ontmoet het daar? Sy het vir Elise gesê, Elise is my getuienis. Daai tannie het my kwaad gemaak. Ek soek my geldjie. Sê ek is reg tannie, kom ons vat jou, ons gaan jou geldjie kry. So wil iets met julle deel, moenie lelik vir iemand wees, iemand met julle, dis wat ek ook gedoen het. Ek lag nou daaroor, sy lag nou daaroor. En ons gaan eendag, het is 5 uur in die oggend, winter. Daar's 'n plekkie, 'n swart man gewees, ek kan nog sy naam en sy van goed onthou, hy het hierdie Molcherry. En hy besit 'n paar winkeltjies, en ek kan onthou, as ons by die lokasies moes ingaan, het ek by een winkeltjie gestop, want hy was 'n great ou. Hy was lief, ek het daai ou geondersteun. Dan maak hy vir my al my span, Vienna's en slapchips, ek like slapchips en rasie, en knoffelpans. En dan maak hy daai lekker goed Frans, ek lekker, man, ek eet sommer tot vanaand toe. Nee, en dan gaan ek eendag na hom, ek sê, Jene Andries, ek sê, hierdie tannie, sy maak die lewe vir my moeilik. Ek sê, daai ander vrou, ek weet sy's nou dood, nee? Ja, sê hy vir my. Hy sê, sy lê in die yskas, ek sê, nee, maar die yskas wys. Ek wil hy tannie bring, dat sy haar geldjie vra. Ja, toe pat ek daar die volgende oggend, toe gaan haal ons haar geldjie, by niemand. Nie 'n rand nie. Toe stoot hulle daai yskas oop, en daar lê die tannie. So dood soos 'n kwartel. En ek vra vir haar, vra nou vir die tannie vir jou geldjie. Want jy wil my fire oor sê en jou geldjie kry nie. Waar moet ek die geldjie kry as die vrou dood is? En sy skrik haar dood. En ons klim in daai karretjie. Sy, die telefoon oproep bereik tot die hoofkantoor. Jullie het jou gesê, né?
Sy bel die hele wêreld, sy is kwaad, sy wil niks met my doen. Sy wil nie saam met my, sy wil my niks weet nie. Nou vloek die tannie my in hierdie kant. Sy sê my sleg. Ons ry daar na 'n klein dorpie toe met slagpale. Ek het nie geweet dis die kant waar die beeste skiet nie. Ek het net gehoor die ou werk hierdie kant, sy soek 'n geldjie. Ek ry so om, hier staan 'n man, sjokkie beest, boem, skiet die beest. Ek soos, ag Here, asseblief, ek het een fout gemaak, nie twee nie, asseblief. Sy het al die kwaad vir my, daar loop die oproepe. Almal bel my, e-mail, WhatsApp, en alles is maar, dis 'n slegte situasie. Ek is nou 'n nuwe skepsel, ek is besig om by die vrou kwaad te maak. 'n Nuwe skepsel maak iemand nie kwaad nie. Jy sien, ek het gedoen aan jou wat jy aan my gedoen het. Ek het gehoor jy hou nie van sulke goed, toe gaan doen ek sulke goed. Nou lag ek daaroor, né? Dit lyk my so, as jy is altyd met my baard nie. Ek is nie dood vir die dooie nie, man. Eendag as ek dood is, hoop ek iemand pluk my baard en sê, ons sien jou in die hemel. Want ek bedoel dit in liefde, nie disrespek van my, asseblief nie. Ek lag nou daaroor, ek kan nie lag daaroor. En eendag, toe kry ek 'n lekker bevordering. Toe is ons gelyk. En toe word ek bo haar. En toe vertel sy vir niemand meer nie, want sy is nou bang. Die wiel draai. Maar eintlik was ek altyd lief vir haar. En hier loop ek en sy naam het uitgeklaar en gepraat en besef ek, Here, soms het ek teruggedoen om ander seer te maak. Ek het gedink dis 'n grap en dis lekker en dis funny. Dis nie grappies in die oë van die Here nie. Jy kan die rede wees dat iemand hulle van God heeltemal wegdraai. Moenie die rede wees dat iemand van Christus wegdraai. Hoor julle wat ek probeer sê vanaand? So ek kom praat, nou lag ek daaroor, want sy lag saam met my daaroor. Ek was verbaas dat sy dit vir Tannie Elise gesê het. Sy sê, hierdie mannetjie. Hierdie drukke kan ek nie. Ek sê, ons moet 'n ou kiekie neem al eintjie, asseblief net 'n kiekie. Sy kon my ma gewees het, sy is ook al amper 70. Maar sy was oulik, sy was awesome, en sy het hierdie seer lewe gehad. Tot ek haar leer ken het en besef het, toe raak ek en sy chommies. Toe begin ek en sy te praat en te deel, want ek het die hart van Jesus begin raak sien. Al wat sy moes geweet het, en ek daardie tyd is, kom ons nie sonde teen mekaar doen nie, maar kom ons mekaar respekteer en mekaar ewe lief het, soos Jesus jou lief het. Kan ons 'n amen kry? So moenie die onduister dinge doen nie. Vers 15 sê, watter ooreenstemming het Christus met Belial gehad, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Watter ooreenkoms het die tempel van God met afgode? Jou liggaam as tempel. Wat het dit met afgoderry? Sonde is deel van 'n godsdienstige gees. Jy's besig met afgoderry. Wat het die kerk, hierdie kerk, jou liggaam en hierdie gebou, wat het dit met afgoderry te doen? Jy dien of die Here of die wêreld, jy kan nie twee dien nie. En dan kom die woord van die Here en hy sê, watter ooreenkoms het die tempel van God met afgode, want julle is die tempel van die lewende God, voor God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. 'n volk wees. Vanaand wil ek jou kom vra, moenie aangaan met jou sonde en dink genade gaan meer word nie. Daar's 'n lied, ek wil ons op middag ons sing in die kerk. Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Daar gaan 'n uur kom, as hy genade gaan stop. En daar's niks wat jy gaan kan doen. Kan ek vanaand vir iemand iets sê, as iemand jou nie kan vergewe nie, vergewe jy steeds. As iemand jou nie kan vryspreek nie, spreek jy steeds vry.
As iemand nie vir jou kan sê, Denien, ek is lief vir jou nie, dat jou man het vir jou sê, iemand is lief vir jou. Sê jy vir iemand, Denien is lief vir jou. As iemand nie vir jou kan sê, Monique, ek het jou lief nie, wees jy die een wat sê, ek het jou lief, want Christus is liefde. Kan ons 'n hande klap vir die Here gee vandag? Christus is liefde. Christus is liefde. Hy kom met die volgende een. Jesus is die goeie voorbeeld van leef vir God. Keuses is daagliks joune, sê daagliks. Sonde leef onder genade is ook 'n keuse van jou. Ek wil eerder kies om nie deelvormig van die wêreld meer te wees nie. Ek wil wees wat God my geroep het om te wees. Almal van julle te roep. Pastoor, ek weet nie wat my roeping nie. Want jy nie die woord gaan lees nie. Hier is iets vir jou. Onder genade beteken nie, hou aan sondig nie. Wat maak jy met jou liggaam? Die dade is wat die oorsaak is wat jou liggaam onder lyding en straf bring. Hou vas. Gaan dit maklik word. As ek aanhou sondig, wat gaan daaronder lê? Kom aan. As ek gaan aanhou sondig, wat gaan onder lê? Jou liggaam. Wat bring 80% van die tyd die grootste sonde van jou liggaam? Sê die woord van die Here nie, en die krag van die tong is lewe en dood, en jy sal die vrugte dra van wat jy spreek nie. Sê hy nie, wees versigtig van die woorde wat jy praat nie, want jy gaan verantwoordelik doen vir elke liewe woord wat jy praat. Kyk wat sê die woord van die Here. Hier is ons 'n ding vir jou, hier is iets. Vrees nie om wat jou kan doodmaak nie, maar vrees om wat jou liggaam, siel en gees in die hel kan sit. Jou straf begin al op aarde in jou liggaam, jou siel gaan begin eensaamheid voel, jou gees gaan eensaam begin voel. Wie van julle het al gevoel? Jy raak so 'n bietjie half depra, jy voel as niks, niemand hoor jou nie, jy raak so 'n bietjie half, voel of die gees van die Here van jou weg is. Jy is besig met 'n straf wat besig is om jou in te haal. Jy wil nie op daai plek staan nie. Jy wil nie op daai plek staan nie. Keuses, luister, bring of vryheid, of lyding, of bindings. Jou keuse bring of slawerny van sonde, of werkende kind van God tot eer van die naam van Jesus Christus. Wat is jou keuse? Keuses maak dat jy 'n erfgenaam van die koninkryk genoem word. Keuses maak dat jy 'n burgerskap, ewige waardige burgerskap kan bekleed met Christus. Hier is 'n opdrag in Romeine 6:13. Moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want ek gaan dit hier sê, jy kan af my kwaad word. Elke keer wat jy 'n ou se gerekkie laat, stel jy jou liggaam tot beskikking van sonde. Elke keer wat jy so kwaad word en vloek, is jy net so skuldig. Ons is almal mense, almal maak foute. Almal van ons maak foute. Maar jy moet besef, een of ander tyd moet jy die streep trek in jou lewe. Jy moet die streep trek. Ek weet van 'n oom, ek het die oom geken, ek was nie daar toe dit gebeur nie, dis nou lank terug. Maar ek weet van 'n oom wat so kwaad geword het, hy het in die kerk gesit, hy het hierdie preke gehoor, hy het hierdie goed geweet, man, hy het die Here gedien, sy hande opgehef, en hy het hom geloof, en hy het hom geprys. Maar hy was heel so kwaad, hy vloek, hy draai om, hy gaan by sy werkswinkel in, nou net, warm woorde, 3 sekondes, warm woorde, hy het niks verkeerd nie, nie siek nie, nie hartprobleme nie, nie bloeddrukprobleme nie, amper 60 jaar oud, niks nie. Stap in sy werkswinkel uit, klaar, val hy neer op slag, dood. Sy genade het gestop. Dink nie as die Here moet sê, ek het nou genoeg gehad van jou nie, want dis nou klaar, ek trek dit hier. Jy wil nie luister nie, jy wil nie leer nie, jy wil my nie hoor nie. Kan ek in liefde na jou toe kom vanaand?
Julle lede moet as werktuie van geregtigheid in die diens van God wees. Sonde heers nie oor jou. Luister, sonde heers alleen oor jou as jy in sonde aanhou lewe. Sonde kan nie in jou heers as jy nie aanhou lewe met dit nie. Jy geweet jy maak sonde as jy nie eers iemand kan verdra nie. Sê ekskuus. Het jy geweet jy maak sonde as jy iemand nie kan verdra nie? Hoe is jou liggaam? Paulus gee die waarheid. Sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Romeine 6:15 sê, hy vra weer, wat dan sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie dat aan wie julle self as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees? Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Terug na 2 Korintiërs 6:14. Maak jou Bybel weer oop daar so asseblief. 2 Korintiërs 6:14. Kom ons lees weer daai gedeelte van vers 16, ek gaan vir jou lees in Romeine, dan gaan ons oorgaan. Weet julle nie dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees? Met ander woorde, as ek in die duister is ek hom gehoorsaam. Ek wil sê ek is 'n kind van God, maar ek is nog besig met die duister. Hoe is dit dat jy dan 'n kind van God is? As jy tweedrag saai die hele tyd, hoe sê vir my, asseblief help my, hoe kan jy 'n kind van God wees? Sê nie jou bekeringsvrugte moet by jou dra nie? Hoe is dit dat jy soos 'n matroos vloek? Is dit nie dat jy die bekeringsvrugte moet dra nie? Hoe is dit dat jy jou vrou die deur in haar gesig toeslaan? Of in jou man? Is dit, doen julle dit? Sal ons olie asseblief, ons wil hierdie gees dryf. Luister. Ek kan onthou as ek kwaad geword het, vandag vloek skaam daaroor. As ek kwaad geword, ek sommer my kar se deur vir my toegeslaan, hy slap daar aan die ander kant 3 huise in die straat aan. Wat het wat? Ek is dit goed gedoen. Sê weer? Ja man, kom ons staan gou stil. Ek was so kwaad, ek draai dit was een van die weetjies. Ek ry daai, ek kry my amper rol kom reg voor die huis. Super! Kan doefkop! Onnoosel simpel besluite, ek sê dit in liefde. Maar word jy ook kwaad, arme karretjie. Niks aan jou vrou gedoen nie, maar jy haal dit op jou karretjie uit. Is julle mans ook so? Ag, prys die Here vir julle mans, geef julle self 'n ander klap. Nou voel ek sleg. Maar jy het dit goed gedoen. As 'n rede hoekom ek hier 'n motorfiets moet hê, maar kom ons los dit. Ek raak te maklik met die goed. Hier's die ding. Hoe lewe jy as jy sê jy's God se kind? Moet in dieselfde juk trek saam. Moenie in dieselfde juk trek saam die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die duisternis? Woede en kwaad en sleg het niks met God se gees te doen nie. Dit kan nie. Weet jy wat sien ek in die kerk? Maar dis nou in elke kerk, hoor, ek sê dit nou in liefde in elke kerk. Dit voel my die Here is besig om 'n paar puzzeltjies bietjie uit hulle plekke uit te haal. 'n Ou ene by hierdie nuwe puzzeltjie te gaan sit, hy het hom klaar afgewerk. Hy gaan 'n nuwe prentjie skep op hierdie puzzeltjies. Dan sit hy mense by mekaar wat mekaar nie verstaan. Jy wil agterkom.
Ons verstaan nie mekaar, ons gaan mekaar nie verstaan, ons mekaar opvryf. Ken julle daai ding? Spreuke 17:17 sê, yster slyp yster. God is besig om mense te skaaf en te skeer, om mekaar lief te hê en mekaar te verstaan. Jy het dit opgetel? Het vat partykeer 'n paar jaar maar vir party om bietjie mekaar lief te hê. Dit doen so. Dis maar soos ou een nou, maar dit vat ook maar 15 jaar. Ek is sommer net lief vir hulle. Ons terg hulle net altyd oor. Ons terg hulle, ons speel met hulle, ons is lief vir hulle. Ons is lief vir hulle. Hier is iets vir jou. Jy moet kies vanaand. Dis wat Romeine 6 ons kom leer. As ek Jesus dien, moet ek gehoorsaam wees aan sy verordeninge. Daan het vanoggend Psalm 119 kom lees. Ek wil 'n oggendboodskap daarvan, want dit het vanoggend my hartsnare kom roer. Maar ek luister vir die hele week net Psalm 119. Toe hy vanoggend sê deklarasie. Slaat daai ding my, dis hoe ek net die stil gesit het en sê, Here, hierdie man slaat vandag die hamer op die kop van hy spyker. Deklarasie, hy wil lees. Besef ek iets. Aan wie wil jy jou deklarasie gee vanaand voor jy hier uitstap? Ek kan nie meer die werktuig wees van die wêreldse produk nie. Ek is 'n produk van Christus deur die bloed van Jesus en die werking van die Heilige Gees. Kan ons 'n amen kry lees? Ek is naby my einde. As jy 'n kind van God is, dan moet jy sê ek was deel van die wêreld, ek is nie meer nie. As jy 'n kind van God is, het jy 'n verlede, maar jy het 'n glans in jou hede. Wat 'n glans, pastoor? Jy gaan nog steeds wolke hê en reën en storms en al die goed. Glans beteken daar's hoop vir my. Ek het iets wat wag vir my hierna, 'n ewige tuiste saam met my Vader in die hemel. As jy 'n kind van God is, sê gou agter my aan, sê ek het 'n verlede. Sê wat daarvan? Jy sien, ek gaan nog nie verstaan nie. Kan jy gaan op jou voete saam met my staan? Rita, kan jy vir my kom speel hier asseblief? Sê ek het 'n verlede. Maar dis van die verlede. En Jesus dink nie meer aan nie. Waarop? Sê agter my aan, sê my verlede het 'n testimonie geword. My verlede het wat geword? Jy het 'n getuienis geword. 'n Getuienis.